Welkom terug op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend 'n bekende gesiggie, Bruiten Milford. Hy is die hoofbestuurder van Agri Expo en 'n trustee van die Royal Agricultural Society of the Commonwealth. Bruiten, goeiemôre en welkom terug. Goeiemôre, altyd lekker om julle te kuier. Lekker om saam met jou te kuier ook. Bruiten, so 'n bietjie van 'n mylpaal wat julle op die oomblik daarso het, die feit dat die Statebond Landboukonferensie vir die eerste keer in Suid-Afrika en spesifiek in die Kaapstad area aangebied word, né? Ja, weet jy Doopie, dis vir ons as Agri Expo 'n reuse geleentheid. Ek dink 'n geleentheid soos hierdie kom natuurlik net een keer in 'n leeftyd verby en dis die eerste keer wat 'n Suid-Afrikaanse organisasie 'n bod ingesit het om hierdie konferensie aan te bied. Jare gelede sou dit in Zimbabwe gewees het en toe, soos ons al weet, was daar baie politieke onluste en goed, en toe moes hulle dit skuif na Natal toe, na die Pietermaritzburg skougronde toe. So dit was daarom al in Suid-Afrika een keer, maar dis die eerste keer wat daar 'n amptelike bod ingesit is en dis die eerste keer dat dit in Kaapstad aangebied word. Nou, Bruiten, die tema is Opportunities of Change in a Connected World hierdie jaar. Wat beteken hierdie spesifieke tema vir ons Suid-Afrikaanse boere? Weet jy, Doopie, ek dink as ons kyk na die geleenthede wat daar is binne in landbou, dan is dit enorm. Ek dink ook as ons kyk na dit wat tans in die gebeur is in die wêreld met oorloë, met veranderlinge, met so baie dinge wat eintlik nie altyd regloop vir landbou nie, maar tog is daar so baie geleenthede en dis vir my 'n groot ding van hierdie konferensie is dat ons bring hierdie klomp mense van reg oor die Statebond, maar ook eintlik van reg oor die wêreld. Daar's Amerikaners, daar's Duitsers en so meer wat kom na hierdie kongres toe gewoonlik. En hier kan die mense kom en hulle kan 'n bietjie kom sit en gesels en kopkrap oor wat gaan aan in landbou in die wêreld. Hoe lyk dit? Hoe lyk die uitdagings op jou kontinent, in jou land, in jou area en hoe kan ons by mekaar leer? So ek dink dis regtig 'n groot tyd om dit op hierdie stadium in Suid-Afrika aan te bied. So behalwe vir die feit dat 'n mens nou kan gaan staan en 'n bietjie kennis met mekaar deel en ook jy weet geleenthede uitreik. Dink jy hierdie is 'n goeie manier vir Suid-Afrikaanse boere om bietjie netwerk te bou dalk met buitelandse boere vir nuwe geleenthede? Ja, Doopie, definitief. Ek dink buite die feit soos jy nou net gesê het van die uitstekende sprekers wat daar natuurlik is, ek het al die geleentheid gehad om by van hierdie kongresse te wees en as 'n afgevaardigde van Agri Expo. En weet jy, dis eintlik besonder die netwerke wat 'n mens bou, want jy moet onthou al hierdie mense wat kom is landbouleiers op hulle gebied. Dis mense wat in hulle onderskeie lande groot dinge vir landbou doen. Hulle is leiers op hulle gebiede, hulle is leierboere en jy weet hierdie mense is regtig landboumense. Dis mense soos ons, as ek dit kan so stel, wat jy enige tyd die telefoon kan optel en sê luister man, hier in Suid-Afrika het ons nou hierdie probleem en ons wil kyk dalk na hierdie nuwe uitbreidings. Ons weet in Australië of in Nieu-Seeland of in Engeland of in Skotland het julle al hierdie tipe van goed gedoen, kan ek bietjie aanklop by jou verlaat en hierdie mense is almal oop om kennis uit te ruil en te deel en ja, dis regtig mense wat lewenslange vriende kan raak van jou. So watter ander unieke geleenthede bied hierdie konferensie dan vir die Suid-Afrikaanse landbousektor om homself bietjie meer internasionaal te posisioneer? Doopie, ek dink presies dit wat jy nou gesê het, is dat hier gaan nou 'n klomp mense kom van reg oor die wêreld wat dalk altyd net snippets sien van nuus wat in Suid-Afrika gebeur. In meeste van die tyd is dit nie landbou nuus nie. So die mense besef nie wat se fenominale boere ons in Suid-Afrika het nie. Hulle besef nie wat se tegnologie hier is nie. Hulle weet nie van alles wat hier in Suid-Afrika gebeur ten opsigte van landbou en ontwikkeling en so meer nie. En hier kry ons as Suid-Afrikaners nou die geleentheid om dit vir hulle te wys in Kaapstad en vir my persoonlik en vir ons as Agri Expo regtig, dis eintlik wat ons wil achieve. Ons wil graag hê die mense moet hier weggaan en dan moet hulle sê, weet jy wat, hier sien daai Suid-Afrikaanse boere is great hoor. Julle dit en dit en dit gesien en luister, ons moet weer teruggaan, jy weet. So ek dink dit is op die ouene van die dag wat ons graag wil bereik. Nou, Bruiten hierdie program fokus ook dan op die wêreldwye uitdagings soos voedselsekuriteit, klimaatsverandering en volhoubaarheid. Waarom is dit dan belangrik dat hierdie gesprekke nou spesifiek plaasvind? Doopie, soos ek nou net gesê het, weet jy, ek dink ons sien wat het die oorlog nou gemaak, ons sien wat het kunsmispryse gemaak, ons sien, ek hoef nie eens oor al die krisisse wat daar buite is te praat nie, jy weet, en ek dink net vir ons as
boere, leiers binne in landbou van reg oor die wêreld om by mekaar te kom om bietjie te reflekteer en kop op mekaar te sit en sê, "Jessie man, hoe gaan ons hierdie probleme oorkom? Hoe gaan ons goed soos voedselsekerheid oorkom? Hoe gaan ons goed soos klimaatsverandering jy weet oorkom? Nie noodwendig oorkom nie, maar watse planne is in plek? Hoe kan ons saamwerk? Hoe kan ons by mekaar leer?" En ek dink dis op die einde van die dag wat ons graag wil bereik. Nou, die konferensie beklemtoon ook dan die rol van vroue, jong mense en toekomstige leiers in die landbousektor. Waarom is hierdie fokus noodsaaklik vir die landbou se toekoms spesifiek? Weet jy, ek weet reg oor die wêreld weet ons dat boere en veral landbouleiers is redelik aan die ouer kant. En die RIC het baie jare gelede binne in hierdie kongres het hulle 'n afdeling begin wat hulle noemde Next Generation. Dis leiers binne in landbou onder die ouderdom van 40 en hierdie gedeelte het geweldig uitgebrei. En dit spreek juis hierdie probleem aan dat jy weet, as jy na voorsitter van rade kyk en jy kyk na, jy kan net na die gemiddelde ouderdom van boere reg oor die wêreld kyk. Ek dink dis hier rondom 60 of meer. Dan is dit noodsaaklik om jong mense betrokke te kry en veral hierdie landbouleiers wat jonk is en onder die ouderdom van 40 is bietjie uit te lig, bietjie die geleentheid te bied om saam met hierdie ouer mense wat die wêreldse kennis het, skouer te skuur. Maar dan ook natuurlik vroue. Ek weet ons almal praat baie oor vroue, maar jy weet dat 'n groot gedeelte van die wêreld se boere is vroue, maar hulle is nie noodwendig op platforms te sien nie. En ons wil graag deur hierdie konferensie ook vir hulle wys, jy weet vir die wêreld wys dat luister, hier is great vroue boere daar buite. Hier is great vroue daar buite wat leiers is en ons wil hulle graag deel maak van hierdie kongres. Bruiten, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Bruiten Milford. Hy is hoofbestuurder van Agri Expo en 'n trustee van die Royal Agricultural Society of Commonwealth. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Jy is geskakel op Groot Plaas. Ons gaan saam met ons vanoggend Bruiten Milford wat met ons bietjie gesels oor die Statebond Landboukonferensie wat later hierdie jaar in Kaapstad gaan gehou word. Bruiten, daar's ook baie sprekers uit verskillende lande, verskillende sektors, soos wat jy vroeër genoem het. Watter tipe waarde bring hierdie internasionale perspektiewe vir plaaslike produsente en vir ander landboubesighede in Suid-Afrika? Doopie, ja, weet jy, ek dink dis so belangrik dat ons moet luister na wat in die buiteland aangaan. Ek weet dat binne in Suid-Afrika het ons geweldig baie tegnologie. Ons het mense wat baie kundig is, ons mense wat baanbrekers werk doen, maar dis ook noodsaaklik om altyd te luister, wat doen die mense in die buiteland? En ek dink vir plaaslike produsente, mense wat 'n passie het vir landbou, staan dit vir my uit dat kom luister na hierdie mense. Hulle is regtig mense wat kundig is op hulle vakgebied en wat ons kan uittap om in die toekoms vorentoe te gaan. So ja, dis regtig inspirerende mense, dis leiers, dis mense wat uitgestyg het bo die res. So ja, kom luister gerus na hulle. Bruiten, jy het vroeër so klein bietjie dit genoem nou al, maar die voorkonferensie toer wat gaan plaasvind, bied besoeke aan boerderye, landbouondernemings en opleidingsinstellings. Wat hoop julle met hierdie afgevaardigdes uit die ervaring moet neem? Weet jy, Doopie, so eerstens dink ek dat die Weskaap is natuurlik baie uniek en ons eintlik Suid-Afrika is uniek, maar die Weskaap in besonder. So as jy in Kaapstad bly en jy kan mense uitvat in 'n radius van kom ons sê nou maar 200 kilos buite kan Kaapstad, dan kan jy 'n skaapboer besoek, jy kan 'n wolboer besoek, jy kan 'n fenominale vleisbeeskudde besoek, jy kan van die beste melkerye in die wêreld besoek, jy kan 'n graanboer besoek en ek meen ons sit hier op die voorstoep van Elsenburg wat natuurlik great een van die beste opleidingsinstitute op die kontinent is. En ja, so dis wat ons graag vir die mense wil wys. Daar is op hierdie stadium so 70% besprekings reeds vir daai voorkonferensieprogram. En ons hele doel is om vir die mense te wys, luister, ons het 'n great sektor, 'n great landbousektor in Suid-Afrika. Kom kyk dit en ons gaan vir julle die diversiteit daarvan wys. So ja, ons glo ons gaan dit regkry. So hierdie konferensie is dan ook oop vir die publiek, nie net vir die Statebondlede nie. Wie behoort dit volgens jou ernstig te oorweeg om by te woon?
Ja, Dopie, dis ook vir enige iemand wat 'n passie het vir landbou. Dis ook vir enige iemand wat 'n leier is binne in landbou. Dis nie net vir mense wat lid is van die RASC nie. Die RASC is 'n organisasie wat al baie jare aankom en uit die aard van die saak lede van reg oor die wêreld het, maar hierdie konferensie is ook vir enige iemand wat sy kennis wil verbreek binne in landbou, enige iemand wat wil vriende maak met uitstaande buitelandse landbouleiers en sommer net 'n lekker tyd ook wil hê. So ja, dis ook vir die publiek, dis ook vir enige boer, dis ook vir enige iemand binne in die sektor. So net so vinnig, ons het so 30 sekondes. Ek sien voorkeur registrasietariewe word ook aan afvaardigers van Afrika gebied. Hoe belangrik is dit om 'n groter deelname vanuit ons kontinent te kry vir hierdie? Dopie, ek dink dit is baie belangrik in die RASC besef dit. Ek soos jy vroeër gesê het, ek is self betrokke binne in die RASC en ons weet almal dat Afrika het groot potensiaal vir ontwikkeling. Afrika is die voedselmandjie en kan die voedselmandjie wees vir landbouproduksie. Dis die kontinent wat nog baie plek het, dis die kontinent waar die buitelanders wil wees en daarom is dit belangrik dat ons moet almal binne in Afrika omarm en dis vir die RASC belangrik dat daar 'n groot groepering van Afrika ook hierdie kongres bywoon. Bruiten, baie dankie vir jou tyd. Volgende is ons gas op Groot Plaas, Bruiten Milford, hoofbestuurder van Agri Expo en ook 'n trustee van die Royal Agricultural Society of Commonwealth oor die Statebond Landbou Konferensie wat Kaapstad toe kom. Dis al wat vir ons tyd het op Groot Plaas. Ons hoop jy het geniet en dan kuier ons weer môre.